Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon the name of God. En nou kom by dag 5 en die tema sê, draai weg van sonde. Laat die Heilige Gees jou lei. Nou voor ons begin, kom ons bid eers saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u wonderlike liefde. Dankie vir die genade en dat u saam met ons sal weet en die woord te kan luister. Maak ons harte en ons verstand oop, wanneer ons kan hoor wat u wil vir ons sê. My gebed in Jesus naam. Amen. 'n Pa het een keer opgemerk dat sy jong seun sukkel. Die seun het baie speelgoed, klere en self tegnologie, middels soos selfone, skootrekenaar en gehad. Maar niks daarvan het hom ware vreugde gegee nie. Hy het roekeloos geword, homself dikwels met ander begin lei en soms self alleen gevoel. Ten spyte daarvan dat hy deur dinge omring was. Een aand het die seun met trane in sy oë na sy pa gekom. Pa, het hy gesê, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel leeg. Ek het gedink, ek het meer dinge nodig, maar dit help nie. Die pa het saggies sy hand op die seun se skouer geplaas en gesê, my kind, die grootste geskenk wat ek jou kan gee, is nie iets wat jy in jou hande kan hou. Dit is iets wat jy in jou hart kry. Die volgende dag, in plaas daarvan om vir sy seun nog 'n speelding of vermaak te gee, het die pa hom tyd gegee. Hy het by hom gesit, na sy pa se bekommernis geluister, verhale uit sy eie lewe gedeel en hom geleer hoe om te bid wanneer hy alleen voel. Dag na dag het pa sy seun die gawe van teenwoordigheid, wysheid en liefde gegee. Daar het die seun se leegheid verdwyn. Hy het besef dat wat hy die nodigste gehad het, nie meer besitting was nie. Dit was sy pa se leiding, liefde en verseker dat hy nooit alleen was. Lesbos, dit meer benodig geskenk is nie altyd die aardse goed of dinge nie. Soms is dit wat ons werklik nodig het, liefde, teenwoordigheid en leiding. 'n vader se rol model
lyk so kosbaar. Net so die Vader sy seun gegee het, wat hy werklik nodig gehad het, gee God ons sy gees, sy woord en sy teenwoordigheid, 'n geskenk wat baie meer beteken as dinge of besitting. 'n Ware geskenk voldoen aan die diepste behoefte. Hulle bevredig nie net vir 'n oomblik nie, maar hulle bring blywende vrede en vreugde. Here, baie dankie dat ons ons harte kan oopmaak, sodat U Heilige Gees in ons kan sien. My gebed in Jesus naam. Amen. Nou ons fokusvers kom vandag uit Handelinge 1 vers 4 tot 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle beveel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat hulle het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Jesus het sy disippels beloof, as hulle geduldig wag, sal hulle gedoop word met die Heilige Gees. Dit is die vroeë reën, die vroeë uitstorting van die Heilige Gees, om hulle te bemagtig om die evangelie werk te kan doen. Daarom het Jesus vir hulle beveel om geduldig te wag in die Jerusalem. Want hulle kan nie voortgaan met hulle dinge as hulle nie die Heilige Gees ontvang het. Net so met ons vandag. Ons kan nie die ewige evangelie verkondig sonder die aanmoediging stem van die Heilige Gees nie. Maar die vraag is, hoe graag wil God hê dat jy die Heilige Gees ontvang? Kom ons lees Lukas 11 vers 11 tot 13. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal vir hom in plaas van vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eie vra hom 'n skorpioen gee. As julle dan so sleg is, weet om 'n goeie gawe aan hulle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hier in Lukas 11 gee Jesus ons die belofte en verseker dat God weet ons die Heilige Gees nodig het. Net so 'n vader weet sy kind kos nodig het, en dat hy daardie die Heilige Gees sal gee aan sy kinders as hulle hom daarvoor vra. Jesus het dieselfde belofte vroeër ook aan sy disippels gegee
in Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie gesien en hom nie geken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So 'n kragtige van God deur manne werk, wat hulle geheel en al aan die leiding van sy Gees oorgegee. Die belofte van die Gees is tot geen bepaalde eeu op ras beperking. Christus het verklaar dat die goddelike invloed van sy Gees tot die einde toe met sy volgeling sou wees. Van die dag van die Pinksterfees af tot nou toe is die trooste na almal gestuur, wat hulle te volle aan die dien van die Here oorgegee het. Tot almal wat Christus as hulle persoonlik saligmaker aangeneem het, het die Heilige Gees aan iemand wat raad gegee, heiligmaker, 'n leidsman en 'n getuienis gekom. Hoe nader die gelowige aan God gewandel het, hoe duidelik en kragtiger het hulle van die Heiland se liefde en reddende genade getuig. Die manne en vroue wat deur die lange eeue van vervolging en beproewing heen die grootste mate van die Gees in hulle lewe geniet het. Het 'n teken en 'n wonder in die wêreld verstaan. In die teenwoordigheid van die engele en die mense het die herskepping mag van verlossing liefde geopenbaar. Die Handelinge van Apostel bladsy 49. Vandag is die eindtyd. Meer as ooit het ons nodig om nader en nader aan God te leer. En meer as ooit is ons die in vervulling van die Heilige Gees nodig vir die heiligmaker, om ongoddelike raadgewer te wees, om onleidman te wees en aan ons te getuig oor alles wat Jesus beveel het, sodat ons dit aan die wêreld kan oordra en getroue getuie vir Jesus kan wees. Kom ons keer terug na Lukas 11 vers 13 en vergelyk die teks met Matteus 7 vers 7 tot 8. Daartoe nooi Jesus ons hier uit. Lukas 11 vers 13 sê: as julle dan so sleg is, weet om 'n goeie gawe aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelvader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Matteus 7 vers 7 tot 8 sê: bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind.
klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek, vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Ons lees soveel keer in Matteus 7 vers 7 tot 8 en in 'n Christendom gebruik hulle hierdie teksvers om te bewys dat God jou as verlange sal gee, of dit nou 'n huis of 'n motorkar of wat ook al kan wees. Maar as ons baie goed die agtergrond bestudeer, as ons baie goed agtergrond bestudeer, dan sluit dit aan by Lukas 11 vers 30, dat die vraag mik is op die gawe van die Heilige Gees. God nooi ons uit om hom te vra vir die gawe van die Heilige Gees. En ons ook die gawes van die Gees ontvang, wat ons in staat sal stel om met 'n doel te getuig vir Jesus Christus. Die verloop van tyd het niks verander. Vanaf Christus se afskeidbelofte om die Heilige Gees en sy teenwoordigheid te stuur nie. Dit is nie meer terughoudendheid aan die kant van God, dat die rykdom van sy genade nie na die mens op aarde gevloei nie. Indien dit vervulling van die belofte nie na wens geskied nie, is dit omdat dit nie behoorlik waardeer word nie. Indien gevulle van die belofte, indien almal gewillig was, sou almal met die Gees vervul word. Oral waar min aan die behoefte aan die Heilige Gees gedink word, daar is geestelike droogte, geestelike duisende, geestelik vervalle en geestelike dood. Wanneer minder belangrike sake die aandag in beslag neem, ontbreek die goddelike krag wat so noodsaaklik is vir die goeie en 'n voorspoedig van die kerk. Die krag wat elke ander seën, die krag wat elke ander seën met hom meebring, ondanks dit is 'n oneindig oorvloedig aangebied word. Dit die Handelinge van Apostelsblad 5 taal. Daarom, as ons in die kerk nie geestelike droogte wil ly nie geestelike wil sterk nie, moet ons meer aan die Heilige Gees gedink word, meer daaroor gebid word, en God sal sy belofte nakom om dit aan ons te skenk. Ons keer weer terug na die fokus teksvers wat te woord gebruik Jesus om die kom van die Heilige Gees te beloof. Handeling 1 vers 4 tot 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle beveel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag
op die belofte van die Vader, want julle, het hy gesê, van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Jesus gebruik die woord belofte, wat van die Griekse woord stuur afkom. Dit beteken letterlik 'n belofte. En Petrus gebruik hierdie selfde woord toe hy sy preek gelewer het in Handeling 2 vers 33, net na die uitstorting van die Heilige Gees, en hy verduidelik het dat dit wat hulle nou beleef is die belofte wat God nagekom het. Dit gee ons hoop dat God sy belofte sal nakom en dat hy spesifiek ons nie in die steek sal laat of alleen sal laat om die stelling te vervul nie, maar dat hy sy belofte aangaande die Heilige Gees sal nakom. Handeling 2 vers 1 tot 4 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal in eendragte by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, so 'n wilde rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van 'n vuur, wat hulle self verdeel en op elke een van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin preek in 'n ander taal, so die Gees aan hulle gegee het om uit te preek. Met die uitstorting van die vroeë reën is die disippels gevul met die Heilige Gees en vervul om 'n paar keer voor in die gedeelte. Maar hulle is nie net vervul nie, maar ook bekragtig om die evangelie van Jesus Christus die wêreld deur te verkondig. Om in ander tale te praat is nie net van selfspreke gebeurtenis nie. Dit is ook nie onverstaanbare taal nie, maar 'n ander nasie te moedertaal. Dit bestaan ons dat daar 'n daadwerklike plan agter die gawe van die tale was. Dat die evangelie met 'n doel die wêreld deur verkondig kon word in die moedertaal van ander nasies. Kyk wat staan in Handeling 2 vers 6 tot 8. En dit sê, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgedrom en was in 'n verwarring, want elkeen het gehoor hoe hulle in hulle eie taal preek, en hulle was almal verbaas en verwonder en sê vir mekaar, is almal wat daar preek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Dit het byvoorbeeld Filippus
bemagtig om met die Ethiopiërs om op die pad te gesels oor Jesus. Petrus kon die evangelie na Romeine soldate toe vat en 'n goeie nuus van Jesus kon die wêreld deur versprei. Maar wat is nodig? Wat is die vooreising om die volheid van die Heilige Gees te ontvang? Nadat Petrus vir die groot skare mense verduidelik het dat dit wat hulle gesien het gedurende die uitstort van die Heilige Gees het daardie spesifieke vraag uitgekom. Nou ons lees in Handelinge 2 vers 37 tot 39. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref en het vir Petrus en die ander apostel gesê, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot 'n inwerking van die sonde, afwyging van die sonde. En julle sal die gawe van Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. Petrus is duidelik, as ons die volheid van die Heilige Gees wil ontvang, moet ons deur die opregte bekeringsproses gaan. Ons moet gedoop word en ons sal die gawe van Heilige Gees ontvang, omdat dit die kinders van God toekom. Aangesien dit die midde is waardeur ons krag moet ontvang, waarom en dors ons nie na die gawe van die Gees nie? Waarom praat ons nie daaroor nie? Bid ons nie daaroor nie? En preek ons nie daaroor nie? Die Here is gewillig om die Heilige Gees aan mense te gee wat hom dien, as wat ouers is om 'n goeie gawe aan hulle kinders te gee. Elke werker behoort tot God te bid, dat hy daagliks deur die Heilige Gees gedoop mag word. Goeie Christenwerker behoort saam te kom om spesiale te hou en die hemelse wysheid te vra, sodat hulle kan weet hoe om verstandige planne te beraam en uit te voer. Hulle behoort veral te bid dat God sy werke te gekies is in die sendingveld met 'n ryke mate van sy Gees stoot. Die teenwoordigheid van God Gees by die werke sal aan die verkondiging van die waarheid en krag verleen, wat al die eer en die heerlikheid in die wêreld nie kan gee nie. Die Handelinge van Apostels, bladsy 50-51. Wou jy die Heilige Gees ontvang? Hoe sterk is jou verlange jy om die gawe van die Heilige Gees te ontvang?
Het jy al 'n totale oorgawe aan die wil van God gemaak? Miskien wil jy in hierdie oomblik daardie volle oorgawe aan God maak. Kom ons bid saam. En ons bid vir die lys. Bid vir die volle oorgawe aan God. Bid vir die gawe van die Heilige Gees in sy volheid. Bid dat God die gawe van die Heilige Gees aan elke familielid, vriende en kerklede sal skenk. Bid dat die Heilige Gees ons sal bemagtig om te volle berou te hê oor die enige iets wat ons verbinde met God in gevaar stel. Bid dat die Heilige Gees ons sal krag gee en help om baie goeie getuienis vir hom te wees. Kom ons besin. Und lieber Himmlischer Vater, ons sê Vader, dankie dat U saam met ons is. Dankie dat U ons geleer hoe om te bid, dat U Heilige Gees op ons sal neerdal, waar U ons nodig het. En vra dat U ons sal help, dat ons lewe alles sal oorgee, dat ons gedagte, ons gevoelens, ons lewensmanier sal oorgee in U, sodat U my kan lei en leer soos U wil hê ek moet wees. Want nadat U saam met elkeen weer wat kyk na U toe in die boodskap, mag U hulle elkeen aanraak. Heilige Gees kan stuur. En my gebed in Jesus naam. As jy net dat ons sien, ja. Thou hast drawn me to this place.